Vader, baie dankie vir die oggend. Ons wil vir U vra, Here, dat U asseblief saam met die toerusting sal wees vanoggend en met alles. En dat U die regte woorde sal gee, Here, dat dit moet uitgaan. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle sien dat ons 'n bietjie tegniese probleme het. Hierdie is die derde keer dat ons hierdie lesing probeer opneem en elke keer gaan dit so. So ek dink dis 'n lesing wat dalk bietjie teruggehou wil word, maar ek glo die Here gaan ons gebruik vanmôre. Ek praat vanmôre met julle oor iets wat my baie na in die hart lê. Want ek was in hierdie konsep vasgevang. As julle sien, ek doen 'n kort reeks met die naam van God se finale oproep. Openbaring 18 vers 4, dis kom uit misleiding uit. Ons almal weet wat is misleiding. En miskien sit daar vandag mense hier onder julle wat ook mislei is. Ek was mislei geweest. Ek was vir 55 jaar mislei geweest. Dinge wat ek geglo het in die Bybel staan wat ek nooit in die Bybel kan kry tot vandag nie. En hierdie is een van daai dinge wat my baie ontstel het. Ek het 'n sus verloor 16 jaar terug, 17 jaar terug vandag. Het ek haar verloor. En waar wou ek haar gehad het? Waar wil julle geliefdes hê? As julle in die toestand is wat ek was nie 'n Christen nie. Was baie hartseer, baie dramaties vir my gewees. So waar wou ek haar gehad het? By die Here. Is dit nie so nie? En dis waaroor ek vandag wil praat. Want is my sus vandag by die Here of is sy nie? Wat sê die meerderheid van die wêreld vandag? Waar is hulle geliefdes? En dis 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat. As van 'n geliefdes iemand verloor het. Ek weet, want dit was vir my baie moeilik. Ek het beklei as sy met my praat daaroor. Sy kan net by die Here wees. So is dit moontlik. Ek wil vir julle 'n klein video klippie speel en ek wil hê julle moet 'n bietjie luister. So they decided, well, why don't we come down to Florida to experience some good weather? And they said, well, why don't we see if we can stay at the hotel where we honeymooned 20 years earlier? So they made the arrangements. The only little hiccup was the fact that they couldn't get on the same flight. And so they agreed that the husband was going to travel down to Florida on Thursday, and then on the next day, on Friday, the wife would follow. And so the husband arrives safely, he goes to the hotel, he checks in, and he decides to send his wife an email, letting her know that he arrived safely. Well, he inadvertently made a very small mistake. He left out a letter in her email address. So this email went to somebody else. Now, the recipient of the email was a woman in Houston, Texas, who earlier that morning had buried her husband. Her husband was a minister. And in the evening, she said, well, let me check my email because I'm expecting that some friends and family who were not able to attend the funeral might be sending me some words of condolence and encouragement. Well, needless to say, when she opened up the first email, she fainted. And her son ran into the room to discover her. She was okay, but he looked at the computer screen, and this is the email that he found. To my loving wife, I've arrived. I know you're surprised to hear from me. They have computers here now, and you are allowed to send emails to your loved ones. I've just arrived and been checked in. I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow. Looking forward to seeing you then. Hope your journey is as uneventful as mine was. P.S. It sure is hot down here. Ek het gelukkig nie so 'n boodskap gekry nie. Maar ek het presies geglo wat daai vrou geglo het, dat my sussie in die hemel is. Sy kon nie in die hel gewees het nie. Want dit was my sussie. My sussie kan nie hel toe gaan nie. So wie van julle het al 'n spook gesien? Ek het een gesien. En ek was bevoorreg, ek kon hom afgeneem het.
Ek ry in Uniondale in 'n jaar terug, 'n bietjie meer as 'n jaar terug. En ek sien daai standbeeld. En daai standbeeld sê dit is Maria Roux, die legendariese spook van Uniondale. Maria en haar vriend, verloofde Giel Pretorius, het in 'n klein kewertjie gery, ongeluk gemaak en sy is oorlede. 8 jaar later ry daar 'n man verby met die naam van Anton Legrandsie. Alleen, daar staan 'n vrou en soek 'n optelgeleentheid. Hy stop en tel haar op. Hulle sê nie of sy hulle gesels het of wat nie, in die volgende oomblik praat hy en sy's weg. Hy stop en hy kyk in die kar en sy's weg. Hy gaan terug en hy gaan op die pad en hy kyk of sy nie uitgeval het, dat hy nie gehoor het nie. Verbaas jaag hy polisiestasie toe, gee die saak aan. En wat dink jy doen die polisie? Hulle lag vir hom. Maar oortuigend genoeg is hy, so hy vat hulle terug. En op pad soontoe ry die polisie agter hom. En hier gaan die deur oop. En die deur gaan toe. En die polisie kyk met sulke groot oë kyk. Want hy is voor en die deur agter hom. Stop dan, hulle vra vir hom, wie het jy opgetel? Niemand sê hy. Nee man, jou deur het oopgegaan. Nee, sê my deur het nie oopgegaan nie. Half oortuig is hulle toe soek terug, polisiestasie toe, vat 'n verklaring. En dis toe opgegee. 'n Paar jaar later, in 78, ry daar weer 'n man verby. Op 'n motorfietsie die keer. En dis alles julle kan gaan dit lees, daai hele dorp is vol van dit. En daar staan weer 'n vrou. Hy het gelukkig gespaar, hy hom het vas aan die fiets gesluit, so hy gee vir haar ook 'n geleentheid om saam te ry. En terwyl hy ry, toe maak die fiets so. En hy kyk terug en weg is die vrou. En hy stop, want sy het afgeval. En hy soek en hy kry niks. Rukkie later gaan die polisiestasie die vir die verhaal en hulle onthou die vorige kere, gaan weer uit, kry niks nie. Soos dit opgeteken. Terwyl hulle besig staan om te kyk of hulle die liggaam kan kry van die vrou, sien die man, maar my helmet is weer vas aan my fiets. Hy was weg en hy is weer vas aan die fiets. Daai vrou loop ongelukkig nie meer rond nie. Ek het gedog, miskien gaan ek die geleentheid hê om werklik haar te sien. Maar sy is nie weer daar nie. En die legende sê dat haar vriend Giel oorlede is. En hy het haar kom haal. So die tannie het nou gaan rus. Daai hele dorpie, Uniondale, bestaan as gevolg van daai standbeeld. Elke besigheid wat daar is gekoppel aan daai verhaal. Jy kry tot 'n spookrestaurant, 'n spooksteak, 'n spookdop, alles na daar gaan oor die spook. En dit sien sê ek vir my vrou, weet jy wat? Ek het nie hierdie ding in my lesing nie. En ek weet hoe dit my geaffekteer het. Kom maar kyk na hierdie lesing. Waar gaan ek antwoorde kry oor die toestand van die dood? Is dit vandag moontlik om na professors te luister, predikante te luister, medemense te luister? My siening was my susters in die hemel en niemand kon my siening verander het. Ek was al 3 jaar Adventis. Ek het die lesings gegee, ek het die studies gedoen. En as ek klaar is, stap ek uit en ek dink my susters in die hemel. So dis 'n baie moeilike onderwerp hierdie. Ons gaan die antwoorde net in die Bybel kry. So dit wat ek vir julle vandag gee, kyk asseblief of dit in die Bybel is of nie in die Bybel is nie. Kon daar 'n vrou van Uniondale in karre rondgery het? Ons moet altyd onthou, en ek dink dis waar die meeste mense in hierdie wêreld 'n fout maak, is dat daar 2 rolspelers is in hierdie heelal. Net 2. Nie julle wat hier voor my sit of ek nie, ons is nie deel van dit. Ons maak wel keuses om kante te kies. Ons doen dit mos in die lewe. Ons is mos baie lief om 'n kant te kies. As julle 2 beklei, dan kies ek watter kant. Ons is baie lief daarvoor. So ons is nie deel van daai oorlog nie. Dis net daai 2. Dis of die skepper of 'n skepsel wat God wil wees. Johannes 1 vers 3 sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. So waar kom Satan vandaan? Van die Skepper af. So sal hy beter weet as wat Satan weet. As ek iets ontwerp het, George het daai boeke geskryf. Gaan ek vir George enigiets van daai boeke kan vertel? Nee. En dan het ons die skepsel wat sê ek wil klim bo die hoogste van die wolke, my gelykstel aan die allerhoogste. So hy wil God wees. Nou moet ons begin om te gaan kyk waar het die misleiding aangekom. In Genesis sê die Here vir Adam en Eva: julle gaan sekerlik sterf as julle van daai boom eet. Satan kom net sê nee wat? Julle gaan gewis nie sterf. Nou ek het my die vraag afgevra toe ek hierdie lesing gedoen het. Ek loop en ek wandel met God. Sekerlik het God hulle vertel van hom wat hy die hemel uitgegooi het. Sekerlik het God hulle vertel dis hoe ek geskaap het. Hulle was nie in onkunde gewees nie. En hier kom die verleier en hy mislei hulle. Beide van hulle hierdie ding. En wat beteken dit as Satan gesê het julle gaan sekerlik nie sterf nie? Dan sê hy onsterflike wese. Is daar onsterflikheid? Ja. 1 Timoteus 6 vers 15 sê en 16 God alleenlik is onsterflik. As dit sê God is alleenlik, wat van Satan dan? Is hy sterflik? En dis waar ons 'n fout maak. Ons ken nie ons vyand nie. Hy speel op hande wat hy nie het nie. Ek beloof julle gaan nie sterf nie. Hy gaan sterf. En daar's Adam en Eva gevang. En hoe is ons gevang? Ek was gevang in dit 52 jaar van my lewe. 55 jaar, 3 jaar later op die ouderdom van 55, begin ek vir die eerste keer werklik die Bybel oopmaak en lees. Maar hier in my kop was daar baie stories en verhale en Bybelkennis gewees hier in my kop. Wat ek geleer het van hoor sê af. Kyk wat sê die Bybel. Die Satan gaan in die poel van vuur gewerp word. Openbaring 20 vers 14 en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerk. Dit is die tweede dood. So die Bybel is geloofwaardig. Ons kan die Bybel glo. Dit sê vir ons God kan nie lieg nie. So as hy nie kan lieg nie, dan kan ons hom vandag glo dat hy sê Satan gaan in die vuur gewerk. En die ongelowiges saam met hom in die vuur gewerk. So wie was daai spook van Uniondale? Kom ons gaan na God se woord en ons kyk wie was daai spook gewees. Daar's net 2 dinge in die lewe waarvan ek en jy seker is. Die een is die dood en elke jaar gaan jy belasting betaal. Dit is die enigste 2 dinge waarvan ons seker is. Ek is nie seker oor 5 minute nie. Dis net daai 2 dinge. Die Bybel sê ons het almal gesondig. Almal. Daar's nie 'n persoon wat my kan sê het nie gesondig nie. Want die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. So moet ons doodgaan? Gaan ons die dood vryspring? Nee. En gister toe ek deur hierdie versie gaan, toe tref iets my tussen die oë. Ons het almal gesondig en die loon is die dood. Maar die Bybel praat van 144,000 mense wat die Here gaan sien kom. Gaan daar sonde in hulle wees? Nee. Anders haal ons hierdie verse uit die Bybel uit. So wat ek net so tussen die lyne wil insit vir ons. Ons leef in die tyd net voor die Here kom. Ek is in my hart oortuig daarvan. Dat die Here se kom op hande is. Ek raak al oud en ek glo gaan hom sien. En ek sien mense hier voor my wat oud soos ek is en wat ouer as ek is. En ek is oortuig dat ons dalk die geleentheid mag hê om die Here te sien. Met ander woorde, wat ek vir julle probeer sê, ons sal moet kyk na ons lewe. Ons sal uit daai wyn uit moet kom van Babylon. Ons sal uit misleiding uit moet kom. Dat ons kan stap die pad wat die Here wil hê ons moet stap. 1 Johannes 1 vers 10 sê, as ons sê ons het nie gesondig nie,
is ons 'n leenaar. En dan maak ons die Here 'n leenaar. So ons almal verdien die dood. Maar ons het 'n verlosser. Openbaring 18 sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sedel van die doderyk en van die dood. So ons het iemand wat daai sedels vashou. Daai sedels kan oopmaak of dit kan toehou. En as ons nie in hierdie tyd is waar ons in die tyd waar ons nou in lewe is, gaan kyk, waar skiet ek tekort nie? Kan daai sedels dalk toe bly. Dis hoekom hierdie lesing vir my so belangrik is. Dat mense besef, wat is die toestand van my sis vandag, van julle geliefdes, en wat ek moet doen om daai deure oop te kry, om weer by die Here te kan wees. Die dood is oorwin. Ons lees die hele Bybel vandag. Jesus het die dood oorwin. Hy het die sedels. En daar's 'n ewige lewe in hom en hom alleen. Maar net vir hulle wat in hom glo. Johannes 3 vers 16 is so duidelik. Dis seker een van die verse in die Bybel die wêreld glad nie verstaan. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Luister nou. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Wat beteken dit ek glo in die Here? Ek glo sy woord en ek doen wat sy woord sê ek moet doen. As ek glo dis my vrou daai. En dit is sal ek gehoorsaam wees aan haar. Ja. As sy vir my vra kom was gou vir my die skottelgoed. Kyk hoe lag sy. Want ek doen dit. Dis wanneer iemand glo. Dis wanneer ek glo dis my vrou. En so as ons in God glo, dan gaan ons doen wat hy sê en ons gaan hom glo. Kom ons kyk ons die mens geskape. Want dis waar ons nou kan agterkom wat gebeur as jy dood is. Die mens is geformeer uit sand. En in sy neus die asem van die lewe geblaas. En die woord sê, so het die mens dan 'n lewende siel geword. Ons lees nie wat in die Bybel staan nie. Ons lees wat ons gehoor het. Hy het 'n lewende siel geword. Daar staan nie, hy het 'n siel gekry nie. Hy het 'n lewende siel geword. Daar's soveel verse as jy die Bybel begin studeer, en jy vat tyd, nie om deur te jaag om 10 bladsye te lees vanaand nie, maar vanaand dalk net 'n paragraaf te lees, wanneer jy op hierdie klein goue draadjies gaan afkom. Want mense weet nie, dat as jy die Bybel vat, het hy 'n goue draad deur. En as wanneer jy daai draad gekry, dan kom jy op hierdie goed af. Hy het 'n lewende siel geword, nie gekry nie. Die wêreld glo vandag, hy het 'n siel. Kyk wat sê Job 33 vers 4. Die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewendig. Dis hoekom hy 'n lewende siel geword het. Hy het 'n mens geword. Vers 3 sê Job 27, want my asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus. So Job sê die asem het my lewendig gemaak. En terwyl ek lewe, is daai asem nog in my. So daar's dit, stof van die aarde, plus die lewensasem, maak 'n lewende siel. So wat bedoel die Bybel met 'n siel? Genesis 4, vers 15, verduidelik vir ons. Een ding van wanneer jy die Bybel studeer, sê Jesaja, dis hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reël op reël, gebod op gebod. En die meeste mense, omdat hulle nie die Ou Testament lees nie, kry nie daai goue draadjie nie. Genesis 46 vers 15 praat hier van Jakob. Sê dit is die seuns van Lea wat sy vir Jakob gebaar het. Al die siele van sy seuns en dogters was 33. Hoeveel kinders het hy gehad? 33. So die siele van my
Gesin is 2. Ek het 'n seun en 'n dogter. So die Bybel is duidelik, 'n siel is 'n lewende persoon. Genesis 46 vers 46 vers 26, al die siele wat aan Jakob behoort het en het sy heup afkomstig na Egipte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal saam 66 siele. So my sussie se siel is nie in die hemel, want dis nie wat die Bybel sê. Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Dis net soos wat ons in Romeine gesien het. 'n Siel wat sondig, sterwe. En wat sê die Bybel? Ons het almal gesondig. So, moet ons sterwe? Ja. Wat beteken dit as jy sterwe? Kom ons hou 'n bietjie vas, ons gaan nou daarby kom. Wat beteken dit? Prediker is duidelik. Hy sê want die lot van die mensekind is ook die lot van die veediere. So is hulle gemaak. Hulle het vlees, hulle het bloed en hulle het asem. Ons weet nie, sê hy. Ons asem gaan alles na dieselfde plek toe. Ons het dieselfde asem. Soos wat die diere op my plaas doodgaan, so gaan ek doodgaan. Alles gaan na een plek toe. Alles uit die stof uit, alles keer terug na die stof. Die lewensasem keer terug na waar dit vandaan kom. Wat het met die watervloed gebeur? Wat het daar gebeur? Genesis 7 sê vir ons, en alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe. Die voëls, die vee, die wilde diere en al die gediertes wat op die aarde wemel. En die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. Ek het die vers eendag vir iemand gelees, hy sê vir my, ja, maar dit is waar. Hulle is nou in die hel. Dit is nog 'n misleiding. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê glad nie so nie. Psalm 104 vers 29 sê, U verberg U aangesig. Hulle word verskrik. U neem hulle asem weg. Hulle sterwe en keer terug tot die stof. So wanneer ons doodgaan, gaan hierdie liggaam van my vrot in die grond. Hy gaan terug aarde toe. As ek my asem uitblaas, gaan dit terug van waar dit gekom het. Job 14 vers 10 sê, maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit. Waar is hy? Waar is my sussie? Ek het dit gevra. Waar is my sussie? Waar is Maria? Waar is Giel? En dan gee hy 'n vergelyking. Die waters verdwyn uit die groot waterplaas en die rivier droog uit en lê droog. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, tot die hemel nie meer is nie. Word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek. Is dit nie duidelik nie? Die rivier is leeg, daar's geen water nie. Is die voorbeeld, so gaan ek lê. Geen asem nie, geen vlees nie. En ek wag tot die laaste dag. So die doodgaan is die omgekeerde van die skepping. Dis net so goed, ons het nou aanddiens gehad en ons stap daar agter en sit die lig aan. Helder is die saak. Ons kan mekaar sien. So loop ons uit en toevallig loop ons stoute seentjie voor. En toe uitgaan toe sit die lig af. En hier sit ons binne in die saal. Wat sien ons? Niks. Presies dieselfde wat gebeur met ons. Die gees keer terug aan die een wat dit gegee het. Psalm 146 vers 4. Sy gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Wat beteken dit as dit gedaan is met my planne? Toe Maria in daai kar rol en sy is dood, is haar planne gedaan. Het sy geweet waartoe was sy op pad? Het sy geweet ek moet hier wag vir karre en vir motorfietsse? As die Bybel sê nee, haar planne is gedaan. Hoeveel mense is in die wêreld? Hulle praat van 'n paar biljoen. Hoeveel mense weet dit?
Dit gaan die grootste misleiding op die einde van tyd wees. Het julle gedink so jaar of wat, 2 jaar, miskien 3 jaar, na my sussie se dood en sy verskyn hier voor my. En sy sê vir my, Freddie, jy is nou van die pad af hoor. Julle het Saterdag rallies gery, gebraai en gedrink, wat maak jy nou in 'n kerk? Wat sou ek gedoen het? Dis hoekom dit sulke groot misleidings is. Daar's mense wat boodskappe kry van geliefdes af. Ons sien gereeld op YouTube van mense wat met die dode gekommunikeer het. Is dit nie gevaarlik nie? As die Bybel sê, jou planne is gedaan. Kom ons lees dit in die King James, Psalm 146 vers 4. His breath goes forth, he returneth to his earth. In that very day, his thoughts perish. Hy het nie meer gedagtes nie. Sy kon nie geweet het ek moet hier bly nie. Toe Giel dood was, het hy nie in daai dorp gebly nie. Hoe het hy geweet om na toe te gaan? Dis daai ene wat uit die hemel uit gegooi het. Wat die wêreld mislei. Jesegiel 18 vers 4 sê, kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Wie is onsterflik? Net die Here. Waar was Lucifer gewees voor hy uitgegooi is? In die hemel. Het hy gesondig? Hoekom is hy uitgegooi? Wat moet met hom gebeur? Hy moet ook sterwe. Die Bybel is duidelik. Die siele wat sondig moet sterwe. Psalm 89 vers 49. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Kyk sy siel, wat sy siel sal kan red, het die mag van die dodery. So kan ons siele red daaruit. Kan my sussie my kom red? Kan Lucifer vir Eva gesê, jy gaan sekerlik nie sterf. Besef julle hoe groot is die misleiding vandag in die wêreld? Hier is maar een van die misleidings. Daar's vele meer as jy self bietjie gaan tel van misleiding. Maar ons is gelukkig. Ons het iemand wat vir ons oortredings gedeurboor was. Hy het vir ons ongeregtighede die straf klaar gedra. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar, hoor weer, maar, jy moet dan in hom glo. Jy moet sy woord glo. Dis hierdie vers en 'n paar ander verse wat my dit eendag sit het en dink het. As ek daai genade van die Here wil ontvang, moet ek my kop begin regdraai. My sis is nie in die hemel. En weet julle wat het dit aan my gebring? Dit het 'n kalmte in my gemoed gebring. Om te weet dat ek 'n hoop het om haar eendag te sien. Dit het vir my 'n kalmte gegee. Dit het vir my 'n kalmte gegee om dan dieper te gaan kyk in wat God se woord sê. Om te kan verstaan van misleiding. Die Bybel is baie duidelik. Jesus weet alles. Wat het aan die kruis gebeur? Wat het die man langs hom vir hom gesê? Dink aan my. Wat beteken dit? Wat beteken dink aan my? As ek vandag sê, Here, dink aan my. Wat sê Dawid? Dink aan my sondes, Here. Hoekom moet die Here daaraan dink? Want Here, ek wil vergifnis hê daarvoor. So daai man het vergifnis gevra. En omdat die kommas en punte en goed nie reg gesit is daai tyd nie, hardloop die duiwel met daai vers rond. Want die Here het nie vir hom gesê, jy gaan met my wees in die paradys vandag nie. Hy het nie. Want was Jesus in die paradys daai dag?
3 dae na die kruisiging. Wil Maria hom vat? En die Here sê, nee, moenie my vat nie. Ek was nog nie by die Vader. Nou toe ek tot bekering gekom het, die eerste persoon wat ek gaan oplees het, was Petrus. Want ek het gevoel, ek het so vurig hier meer soos hy. Toe sien ek maar Paulus is 'n klein bietjie beter. Toe lees ek alle boeke van Paulus. Toe kom ek agter, ek speel in die verkeerde hok. Jesus is die een. Toe gaan lees ek Jesus se verhaal in die Koning van die Eeue. En ek sien die verhouding wat hy met sy Vader gehad het. Dink julle vir een oomblik dat hy 3 dae later eers na sy Vader toe kon gegaan het, as hy dadelik in die hemel was? Nee. So hy was nie daar gewees nie. Waar is die man aan die kruis? Sien, dis die goue draad. As jy nie daai draad kry nie, lees jy nie dit raak nie. Of jy lees dit soos ek dit gelees het, met dit wat die predikante en die pastore sê. Maar wanneer jy self die studie gaan doen, ek het eendag gery, toe staan daar op 'n advertensiebord, selfstudie is die sleutel na kennis. Maar jy moet dit gaan self doen. Ek kan nie 'n graad gaan skryf deur dit wat Jasper vir my sê. Ek gaan daai studie moet doen. En as ons daai studie van Jesus wil doen en ons wil werklik by hom wees, gaan ons die studie self doen. So julle moet hierdie ding vanmiddag self gaan doen. Julle kom dalk uit met 'n baie beter lesing, beter verse. So die dood is die omgekeerde van die skepping. Stof van die aarde keer terug na die aarde toe. Die asem of die gees gaan terug na God toe. En die resultaat is die dood. Ek het 'n bietjie gaan kyk wat sê Google van dood. Dit sê die term dood verwys na die permanente beëindiging van alle lewensprosesse in 'n organisme. Wat beteken dat alle biologiese funksies soos asemhaling, hartklop en breinaktiwiteite ophou. Wetenskaplik word dit beskryf as die onomkeerbare verlies van die vermoë om die liggaam om sy funksies in stand te hou. Is dit nie wat die Bybel sê nie? Dis wat die Bybel sê. Dis 'n onomkeerbare ding. Weet jy enigiets as jy dood is? Onthou as jy iets geweet het, kon Maria daar gewag het vir Giel. Giel kon haar daar kom haal het. Of miskien het sy geweet waar is hy? Want onthou spooke kan ons beweeg. Hy kan vanaand hier wees en môre daar wees. Dis mos wat die legende sê. So miskien het sy geweet waar is hy en sy het 'n lift gesoek soontoe. Dit nie? So weet jy enigiets? Prediker 9 sê jy dooies weet glad niks nie. So dan kon Maria ook nie geweet het waar haar geliefde was nie. Sy kon nie. Hy het vir ewig geen deel meer aan enigiets onder die son nie. Kon sy nog geweet het ek was lief vir Giel? As sy niks weet nie. Maak dit nie sin van as ons die Bybel lees van die toestand nie. Maak dit nie sin nie. Prediker 9 vers 10 sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou maag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan. Ek hoor, ek sien Facebook, WhatsApps. Oupa, of my pa braai vandag saam met Jesus vleis. Hoeveel het julle dit al gesien? Hy het geen deel meer aan een nie oorleg. Hoe gaan hy weet dis my verjaarsdag? Maak ons nie 'n bespotting van die skepping nie. Onbewuslik is die wêreld besig om eintlik 'n spotting van die Here te maak. Job 14 vers 12 sê, so lê die mens daar sonder om weer op te staan, tot die hemele nie meer is nie. Word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. As jy gaan slaap vanaand, jy maak jou oë toe, en jy het 'n goeie nagrus, en jy maak môre vroeg jou oë oop, wat onthou jy? Hoe lank was dit gewees?
Ek is een van daai wat ongelukkig nie daai goeie slaap kry nie. Maar as my vrou haar oë toemaak, word sy môre vroeg wakker. Sy sê ek het niks geslaap nie. Dan sy 10 ure in die bed gelê en slaap. Jy weet van niks. Jy's weg. Ek sien die mense skryf op Facebook en WhatsApp en goed. Van hoe die geliefdes hulle dophou. Die vraag wat ek wil vra is, ek het julle laas keer vertel ek doen tronkbediening. Ek moes 'n ou gaan sien net wat 'n klein kindertjies verkrag het. Wat sou haar ma of haar ouma gesê? Het ons nie daai denke dat die hemel die wonderlike absolute plek moet wees nie? As my sus vandag in die hemel sit, haar seun het 9 maande later selfmoord gepleeg. Sou dit vir haar 'n heerlike plek gewees het? Sou sy kon gesê dis hemel op aarde? Is dit dan 'n regverdige God wat dit vir ons toelaat? Nee. So ons verstaan nie eers die liefde van die Here nie. As ons met hierdie denke en hierdie sienswyte aangaan sien. Job 14:21 sê sy kinders kom in eer, maar hy word nie gewaar nie. En hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Hulle kan nie sien wat hier gebeur nie. Kan hulle kontak maak met ons? Kon Maria in 'n kar geklim het. Kon sy van die motorfiets afgeval het. Wat beteken kontak maak? Of kon haar gesien het? So was dit werklik Maria wat haar gesien het? Psalm 114:46 vers 4 sê, sy gees gaan uit, of sy gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Dan kan hy nie kontak maak nie. Loof en prys die Here my siel. Ons sing hierdie liedjie gereeld. Loof en prys die Here my siel. So kan die dooies die Here loof. Is dit nie tog die doel waarvoor ons gaan nie? Ek dink as ek eendag in die hemel moet wees en ek moet die Here loof en prys oor my lewe. Ek maak baie keer nie eens my mond oop as hulle sing nie. Maar daar gaan my mond oop bly die hele tyd. Van die genade van die Here wat ek dan ervaar en sien hoe hierdie sondige persoon daar kon gewees het. Kan hulle die Here loof en prys? Kom ons kyk Psalm 115 vers 7. Die dode en almal wat aan die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Ek gaan nie die Here loof as ek dood is. Dit is baie duidelik in die skrifte. Psalm 6 vers 6. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Ek het die hele paar verse met elke aanhaling wat ek maak, dat julle kan sien dis nie net die een vers nie, daar's verskeie plekke in die Bybel wat dieselfde sê. Want die doderyk sal u nie loof nie. Die dood u nie prys nie. Die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie. Die lewende sal u loof, soos ek vandag. Ons wat lewe, wat denk het, wat insig het, kan die Here loof en prys. Maar as jy dood is, kan jy dit nie doen nie. Net nog een bewys. Wat is die doel om in die hemel te wees, as jy nie die Here kan loof nie? Dan wil jy mos eintlik nie daar wees nie. Is dit nie hoekom ek daar wil wees nie? Is dit nie hoekom julle daar wil wees nie? Besef ons nie vandag hier waar ons sit, wat God in ons lewens vir ons gedoen het nie. Wil ons hom nie loof en prys heeldag nie? So as ek hom nie kan loof nie, wat maak ek dan? Sien julle hoe verdraai en hoe verkronkel ons hierdie woord van God? Ons besef dit nie. Jesus beskryf die dood natuurlik baie goed, met Lazarus. Hy sê ons vriend slaap. En die disipel sê as hy slaap gaan hy gesond word. En dan sê die Bybel die volgende. Jesus het gespreek van sy dood. Maar die Bybel sê, hy sê vir hulle ronduit, reguit, hy's dood man. Hy slaap nie soos almal slaap nie, hy's dood. So Jesus sê vir ons,
dat die dood is 'n slapende toestand, waarvan jy niks weet, niks sien nie, niks hoor nie, nie loop nie, niks doen. Stem die res van die Bybel ooreen? Het die mense in die Bybelse tyd dit reg verstaan? Kyk wat sê Martha. Lazarus se sussie. Daar was geen verwarring nie. Sy sê, Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. So die mense in Jesus se tyd het presies geweet, dis eers met die wederkoms wat ons gaan opstaan. Hoekom is ons dan vandag so mislei? Hoekom weet ons dit nie? Is dit nie die teken van dat ons nie in die woord gaan delf nie? Is dit nie teken dat ons toelaat om mislei te word nie? Want ons dit gelees het, want ons moet nou geweet, maar Martha het daar gestaan en sy het geweet. Here, my boetie gaan opstaan in die laaste dag. So wanneer gaan daai dag gebeur? Wanneer is daai laaste dag? Johannes 5 vers 28. Moenie julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, want wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. So daar kom 'n uur, en in my hart dink ek daai uur is baie, baie naby. Weet nie wat julle oortuiging is nie. Ek dink daai uur is naby. En sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Daai uur kom. Ek kyk hoe beskryf Paulus dit. Hy sê want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. So daai uur kom. Jesus kom self. Hy gaan ons name roep. En dan gaan my sussie opstaan. Hoop ek. Ek het nie die versekering. Want ek het nie eens die versekering vandag of ek my vrou gaan sien. En julle het nie eens die versekering vandag of julle my gaan sien. Dis 'n keuse wat elkeen self gaan maak. Gaan ek my toewy aan die Here? Gaan ek hom gehoorsaam wees? Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly word, saam met hulle die wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Sien julle? Daar gaan lewendes wees, wat nie sonde gaan hê. Dit mag ons wees. Hoop ek uit my hart uit. Waarvan hier gepraat word. Dat ons die dooies sal sien opstaan. En dat ons saam die Here tegemoet gaan. Maar daar's 'n voorwaarde. Hulle gaan nie sonde hê. Want God se woord is duidelik. Sy kinders gaan opstaan. Hulle wat in hom geglo het. Hulle wat gehoorsaam aan hom was. Hulle wat gedoen het wat hy gesê het. Al pas dit my nie, dan doen ek dit. En ek raak lief vir wat ek doen. 1 Korintiërs 15 vers 13 sê, as daar geen opstanding van die dooies is nie, dan is Christus ook nie opgewek. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek. Was hy opgewek? Ons het die profesie, hy was. So ons het hierdie hoop. Ek het hierdie hoop om my familie wat dood is te sien. Ek het 'n ma, pa, boetie en 'n sussie. En ek het ooms en tannies, oupas en oumas. En so het julle almal. Ons het daardie hoop om hom te sien. En as ons daardie hoop wil hê, kom ons pas ons toe en ons doen wat die Here ons vra. 15 vers 54, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklikhede bekleë is, hierdie sterflike met onsterflikhede bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. So eers met die wederkoms is dood oorwin. En as dood eers daar oorwin is, waar's my suster? Waar's Maria, waar's Giel? Waar's julle geliefdes? Eers by die wederkoms gaan dit gebeur. Matteus 24 sê die Here, gaan kyk 'n bietjie na Daniël. Nou van al die profete in die Bybel, is Daniël vir my die modelprofeet.
Ek lees nêrens in die Bybel dat hy afgedwaal het. Ek lees 'n getroue, gehoorsame, Godvreesende man. Sou hy nie by die Here gewees het nie. Kyk wat sê die Here vir hom. En jy gaan hier na die einde en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van dae. As 'n voorbeeldige man soos Daniël, Godvreesend was. So ek gedink het hy is daar. So wie was Jonie se spook? Ons het nou na 'n klomp goed kyk, wie was die spook? 2 Korintiërs 11 vers 14 sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Vers 15, en is dis niks besonder wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Baie duidelik. Hy wat uitgegooi is, of sy dienaar, was Maria gewees of geen. Maar nie die werklike Maria of die werklike Maria geen. Ons het 'n keuse. Die wêreld het 'n keuse om te glo wat God sê of agter die duiwel aan te hardloop, die leenaar. En hierdie is 'n wêreldwye misleiding. Ek het nog nie in een preek gesit wat ek daar sit en luister hoe die predikant, pastoor, daai man in die hemel vat. Ek gaan eendag na 'n vriend van my se begrafnis toe. Ek en 'n ander vriend. Dis een van daai rowwe dae. Alles loop laat. Ons is laat vir alles. En die spesifieke dag is daar 3 begrafnisse in Rustenburg. Soos is van die een begrafnis na die ander. Nou weet jy, daar's soveel vreemde mense, soveel karre. Ek sien nie bekende karre nie. Ons kom maar hier agter dan sluip ons so en dan kyk asseblief ons bekende mense sien. Ons kry nie. En by die derde een toe ons instap, toe sien diens en alsnel amper klaar. Daar's nog so 15-20 minute oor. En ons stap in en ek sien die vriend van my se broer. Ons is nou by die regte plek. So ons is gelukkig almal, niemand sien ons nie. Ons skuif agter en ons sit in. En soos die pastoor hierdie ou hemel toe vat, sê die vriend vir my, hey, ons is by die verkeerde begrafplaas. Ek sê, wat bedoel jy nou? Hy sê, daai chom van ons was nie so gewees. Dis nie van wie hy nou praat nie. Dis hoe mense begrawe word. In onkunde. Ek kan nie sê as ek iemand begrawe, hy gaan hel toe nie. Die oordeel kom my nie toe nie. Die man aan die kruis het op die laaste sekonde keuse gemaak. Ek weet nie of daai vriend van ons die keuse gemaak het nie. Maar ons het die hoop. Kom ons glo en luister net wat die Here sê. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord, u wysheid in u woord. Here, vanoggend was dit nie 'n maklike lesing nie, want dis wat die wêreld glo. Dis wat ek geglo het, Here. En daar's nog baie vele meer mense wat dieselfde glo. Maar ek weet en besef vandag wat die gevolge kan wees as ek mislei word met dit. Wil U nie asseblief harte aanraak? Mense aanraak nie, Here. En hulle vat en fokus op U nie. Laat hulle sien wat U sê en wat U wil hê. Laat U woord sal seëvier. Vergewe ons asseblief, Here, en wees met ons in die res van die dag. Amen.